Goeiedag almal, baie welkom by hierdie laaste en die 7de sessie in ons woorde reeks. Die tema van vandag se boodskap is: wat profeteer jy? Elke keer as ek en jy bid, het ons die vermoë om te profeteer oor ons lewe. Het sy jy profeteer oor jou eie lewe of jou gesin se lewe, oor jou toekoms, of oor jou hartsbegeerte, wanneer jy die woord bid en profeteer jy eintlik oor dit wat die woord vir jou sê. As jy die beloftes van die Here bid, dan profeteer jy sy beloftes oor jou lewe. Maar kom ons kyk weer na die bekende skrif wat ons die hele tyd gehanteer het by elke sessie. Spreuke 18 vers 21 sê: dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Dis die ou Afrikaanse vertaling. 'n ander vertaling sê in die Afrikaanse Bybel vir almal: woorde kan mense laat sterf of dit kan mense laat lewe. As jy baie praat, dan kan daar goeie of slegte dinge met jou gebeur. Die Engels sê: words kill, words give life. They either poison or fruit. Message vertaling: you choose. Kom ek vertel vir jou 'n storie. 'n vrou sê op die dag dat sy en haar man alleen op vakansie sou gaan: ek het vir my man 3 maande terug gesê, die dag as ons op vakansie gaan al 3 die kinders siek wees. En daar het jy dit nou. Al 3 siek. Net soos ek voorspel het. Wat het sy gedoen? Sy het dood en siekte geprofeteer oor haar gesin, sy lewe, en daardeur maak sy die deur oop vir die vyand, en hy bring nie vrede nie, hy bring nie gesondheid nie, hy bring tragedies. Praat en profeteer eerder lewe oor jou en jou gesin. So mooi om te sê: ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit kom uit Josua uit. Kan jy dit bid? Dan profeteer jy oor jou gesin en hulle nageslag. Ek en my huis, ons buig ons knieë voor die Here. Ek en my huis bely dat Jesus ons meester en ons Here is, ensovoorts. Want die woord leer ons, en dis punt 1, woorde het negatiewe gevolge, dood of positiewe gevolge. Kyk wat sê die woord oor negatiewe gevolge. Spreuke 11:1. Deur die seën van die opregtes kom 'n huis of 'n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek. In die geval van die vrou met die 3 kinders, is haar huis nie geseën nie. Sy het siekte en swart en ongeloof geprofeteer. Ons kan ons huismense afbreek met woorde, of ons kan hulle opbou met woorde. Kom ons kyk na die positiewe gevolge van woorde. Spreuke 10:20 sê: uitgesoekte silwer is op die tong van 'n regverdige. Jy moet nie toelaat dat ander mense se idee van wie jy is in jou lewe beheer nie. Soms koop ons die ander se woorde soos minderwaardige silwer, en ons hang hierdie goedkoop juwele om ons nekke. Ons dra die swak uitsprake oor ons as versierings, en dit word soos 'n plant in ons hart, en dit groei en dit lewer negatiewe saad op. Koop eerder die woorde van 'n regverdige, en laat dit jou lewe in jou lewe toe. Dawid se woord in Psalm 21 vers 2 sê: o Here, die koning is bly oor u sterkte. En hoe baie juig hy oor u hulp. Kyk hoe bid hy, profeteer hy oor sy lewe. U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie, Sela. Want u kom hom tegemoet met seëninge van die goeie. Op sy hoof sit u 'n kroon van fyn goud. Ek is gaande oor dit wat Dawid hier profeteer oor sy eie lewe. Die lewe het hy van u begeer. U het hom dit gegee, lengte van dae,
vir ewig en altyd. Kom ons profeteer eerder lewe oor onsself. Maar kom ons kyk ook na die invloed van woorde op my hoorders. Wat kan ons woorde doen? Ons kan dood of lewe profeteer. Kom ons leer uit God se woord. Daar is veral 2 verhale in die Bybel wat die waarde van woorde, en ons kan dit profesie noem. In 1 Samuel 17 weer eens profeteer koning Dawid, toe Saul sê hy is te jonk en te onervare, toe sê hy hierdie woorde: "U dienaar het die leeu, sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie, kyk hoe profeteer hy, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het." Verder sê Dawid: "Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn." Toe sê Saul vir hom: "Dawid, gaan en mag die Here met jou wees." Dawid profeteer oorwinning. Kyk wat sê hy vir Goliat in 1 Samuel 17:46. "Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem. En die lyke van die leer van die Filistyn vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het." Saul hoor die profesie van Dawid en uiteindelik het dit hom oortuig dat hy Dawid moet laat gaan. Goliat hoor die woorde van Dawid. Hy het net nie geluister nie en dit het sy dood gekos. Dawid hoor ook sy eie woorde en hy glo dit. En daarom wil ek vandag vir jou sê, is 'n profesie is baie belangrik. Daar is nog 'n profesie wat mense se lewens verander het. Dis die profesie uit Esegiel 17. In die Ou Testament, in Esegiel, lees ons dat Esegiel 'n visioen sien van doodsbeenere. Dit is soos 'n groot begrafplaas. Oral in die vallei lê daar bene van mense wat gesterf het. Hierdie doodsbeenere verteenwoordig ook vandag dit wat in ons lewe dood lyk. Die ekonomie, 'n verhouding, 'n droom. Dit mag dalk dood wees. Nou sê die Here vir Esegiel: "Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dorbene, hoor die woord van die Here." Belangrik vir my en vir jou situasie. Dit wat in ons lewe dormant lê of dood lyk, moet die woord van die Here hoor. Dit moet uit ons mond uitkom. Dan wat sê hierdie woord? "So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word." Dit staan daar in Esegiel 37 vers 4 tot 5. Nou lees ons wat gebeur het toe Esegiel met die bene gaan praat het. 37 vers 7. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Vers 8. Toe kyk ek en daar was senings op hulle. En daar het vlees op hulle gekom en 'n vel is bo oor hulle getrek. Maar daar was nie gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my: "Profeteer tot die gees, profeteer mense kind en sê aan die gees, praat met die gees. So spreek die Here, kom aan uit die 4 windstreke o gees en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe die gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer." Vers 11. Toe sê hy vir my: "Mensekind, hierdie bene is die huis van die hele Israel." Ja, kyk, hulle sê ons bene is verdor en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Ek dink dis iets wat ons baie hoor in Suid-Afrika. Veral as ons om braaivleisvure by mekaar kom, dan hoor ons ook dat ons verwagting is verlore en dis eintlik klaar met ons. Daarom sê die Here vir hom: "Daarom profeteer en sê aan hulle: So spreek die Here. Kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel.
Wat gebeur hier? Hulle het geen hoop, geen verwagting. Profesie gee hulle hoop en lewe en vrylating uit grafte. Ook ons gesinne. Profeteer oor jou gesin. In die oggend, elke oggend as jy wakker word en jy bid, het ek en jy die geleentheid om oor ons gesin te profeteer. In die middag as ons by die etenstafel sit en ons bid, het ons die geleentheid om daar in ons huis in die middag te profeteer. Op die pad kan ons profeteer. In die aand voor hulle gaan slaap, kan ons deur 'n gebed 'n profesie uitspreek oor ons gesin. Ek profeteer daagliks uit Johannes 10 vanaf vers 27-28 oor my en my gesin se lewe. Jy sien hierdie beginsel om te profeteer oor hulle, het ek geleer uit Jesaja 59 vers 21 wat sê, wat my betref, dis die Here wat dit sê die Here, dit is my verbond met hulle. My gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond of uit die mond van jou kinders of jou kindskinders verdwyn nie, van nou af en vir altyd. Ek, die Here, het so gesê. En wanneer ek hierdie beginsel toepas, dat God vir my sê in sy woord, waar Jesus eintlik sê, my Vader is groter as almal, en hy het julle aan my oorgegee, bely ek dat ek en my gesin, my kinders, my kleinkinders, is eintlik 'n geskenk van God aan Jesus, en dat ons in sy hand is, en dat ons elke dag in sy hand is, en dan noem ek elke een se naam. Ek noem elke dag my huisgesin se naam. Ek sê elke dag, Here, ons is geskenk van God aan U. Ons is in die hand. En ek noem elkeen se naam. Kom ek sê maar, my gees is in die hand. My vrou se, my siel is in die hand. My liggaam is in die hand. Dis 'n profesie. My gister is in die hand. Ek kan daar niks doen nie. My vandag is in die hand en my môre is in my hand. Wat ek hier bely is eintlik, God is my herder. Hy's my helper. Hy's my bewaarder. Ek kan jou nog 'n storie vertel. Jare terug in my eerste gemeente het ek 'n man gehad, 'n baie vermoënde man. Hy het 3 dogters gehad. En wanneer hy oor homself gepraat, hy was 'n blakende gesonde boer. Hy het altyd gesê, ek vra die Here dat ek net my jongste deur die skool kan kry. Dan kan ek maar sterf. In die week waarin sy matriek geskryf het en huis toe gekom het, blakend gesond, klim hy in sy baie luukse Duitse motor en hy ry. En hy sterf in 'n hartaanval. Wat het hy gedoen? Hy het dood oor sy lewe geprofeteer. Wat doen ek oor my gesin? Ek profeteer elke dag lewe oor hulle, dat God ons herder is, dat hy ons bewaarder is, dat hy ons helper is, want ek bely dat ons in sy hand is en dat hy ons versorg. Hy is ons goeie herder. Wat profeteer jy oor jou lewe en oor jou gesin se lewe? Kom ons maak hierdie sessie klaar deur 'n gebed te bid, wat ons 'n belydenis noem en saam bely. Here, U sal my altyd lei. U lei my selfs in tye van droogte. U voorsien in al my behoeftes. U hou my gesond en sterk. Ek sal wees soos 'n tuin wat genoeg water kry. Ek sal wees soos 'n fontein wat altyd aanhou vloei. 'n Verwerking uit Jesaja 58 vers 11. Amen. Baie dankie dat jy hierdie reeks saam met ons meegemaak het. Nou kan julle in julle klein groep die vrae bespreek, bid vir mekaar, bid saam met mekaar, en die laaste week se dagstukke, kom ons doen dit getrou. Die Here seën jou.